voorheen in grensoorlog. Ons het die oorlog gevoer na die insurgent toe. Ons het hom gaan keer voor hy die dinge doen. En dit was die noodsaak vir oorgrensoperasies. Ek het goeie pelle verloor en ek dink aan die vyand se kant het hulle daar mense wat ook goeie pelle verloor het. Because when I joined the liberation struggle, actually, I didn't know. It didn't come to my head that I was going to join a war. I was training nursing and I was administering even medicine, treating patients and so on, while I was still hoping and waiting that I'll get a scholarship to go to school. I went to Kasinga to collect medicine to bring to other small camps which were not really in a fortunate position like Kasinga. So I went there to collect medicine for our clinic, and while I was there, the camp was attacked. Begin 1978. Die interne politiek in Namibië borrel en kook. Dirk Mudge het pas die Nasionale Party verlaat. Dit was dramaties, ek het 'n foto hoe hy sy leggers vat en onder sy arm sit en uitstap. En wat het meneer Mudge gedoen? Hy het gedoen, ek meen, hy het sy rol begin speel in hierdie oorgangsproses verstaan na die land sy gee die land terug aan sy eienaars, gee hom sy eie identiteit, laat hy sy eie nasionale lewe lei. Nee. Saam met swart leiers soos Clemens Kapoor stig Mudge die Demokratiese Toernale Alliansie. 'n Interne verkiesing word geskeduleer vir Desember. In Maart word Kapoor en Katatura buite Windhoek vermoor. Die oorlog woed op alle fronte. It was our liberation struggle. We have to fight to get our independence. It's as a result of this war that we are today, Namibia as a country on its own right. So we are people with a country, we are a nation with identity. Onafhanklikheid vir Namibië bly op die internasionale agenda. Die 5 westerse lede van die Veiligheidsraad vorm die sogenaamde kontakgroep om 'n oplossing te soek. Teen April 1978 is daar 'n voorstel op die tafel, later bekend as Resolusie 435. Pik Botha, minister van Buitelandse Sake, lê dit aan die Suid-Afrikaanse kabinet voor. Die kabinet was geheel en al verdeel oor Resolusie 435. En daar was besware van die minister van Verdediging, die P.W. Botha, en vrae van 'n hele aantal kollegas, maar daar was uiteindelik nie te ernstige objeksie en teenstribbeling nie, en die kabinet het my gemagtig om vir die 5 Wesmagte te laat weet, ons sal so besluit aanvaar. 435 het 'n padkaart geteken na verkiesing onder VN-toesig. Al het die kabinet dit goedgekeur, het hulle implementering uitgestel. Die resolusie 435 verlang dat alle Suid-Afrikaanse troepe uit Suid-Afrika en Namibië moet onttrek. Maar daar is nie 'n stipulasie tot die effek dat die 52.000 Kubane uit Angola uit moet onttrek nie. So die Suid-Afrikaners dan alleen onttrek, die Kubane bly daar, dan is daar 'n verstoring van die magsbalans en dit kan groot gevare inhou. In Suid-Angola bevind Ellen Namila haarself intussen tussen SWAPO-vegters. Our supply, which food that we eat, is brought in by military transport. There was no, and they have to look after our interest. And sometimes even when we travel, we travel in a convoy. Sometimes we have a convoy guarded by maybe 1 or 2 military trucks. In Kaapstad het die kabinet weer bymekaar gekom. Ek dink binne 'n week of 2, amper die volgende kabinetsvergadering. Maar dit was baie gou. Het meneer P.W. Botha gekom en die kabinet ingelig oor 'n moontlike aanval in die suide van Angola. En toe is die vet nie vuur. Ek was persoonlik verantwoordelik vir die motivering aan die kabinet van die Kasinga-operasie. Kasinga, 30 jaar later steeds 'n naam wat emosies laat opvlam. Dit was 'n ou myndorp 250 km noord van die grens. Maar wie presies was in Mei 78 daar?
Was die SAW se aanval geregverdig? Die debat woed voort. You know, the South Africans, I think it was very well planned. They were still discussing the implementation of Resolution 435. And then, all of a sudden, because they don't want to be committed to themselves, so they attacked Kasinga. Op daardie stadium was die toernale konferensie aan die gang in Suid-Wes-Afrika. En die doel van die toernale konferensie was gewees om in Suid-Wes-Afrika konsensus te bereik met betrekking tot 'n toekomstige regering in Suid-Wes-Afrika se gebied. In 1978 het hierdie toernale konferensie redelik ver gevorder. Toe het SWAPO 'n groot offensief beplan. En die hoofbasis vir die beplanning van daardie offensief was Kasinga gewees. En hulle het 'n groot logistieke hoeveelheid opgebou in Kasinga. Hulle het groot hoeveelhede troepe gekonsentreer in Kasinga en hulle plan was gewees om op die regte tydstip van Kasinga af grootskaals deur te beweeg en dan in Suid-Wes-Afrika amok te maak. The evidence I've seen is that there was a military dimension, meaning that there were 200 SWAPO fighters there, and the senior commander. And it was like the garrison protecting the town, the village. And otherwise it was just a civilian town. But that was really a camp of refugees with a small SWAPO force to protect those refugees. Very small, 200. Onder die SWAPO-vegters by Kasinga was wel een baie belangrike rolspeler. Comrade Dimo Amambo, he was the army commander. All the commandings were coming from him. No, it is true that Dimo Amambo was there. Even if it was a civilian camp, it was still a SWAPO camp, and our leaders, they always visit to us and they always come to see us. Because Dimo was there, could be regarded by the South Africans that it was the SWAPO headquarters, planned military headquarters. But it wasn't, because the military, the well-armed people were not there. Minister van Verdediging P.W. Botha het sy saak in die kabinet gestel en hulle oorreed. Die aanval sou voortgaan. Sondagmôre 4 Mei 1978 staan in honderde mense se geheue ingegrafeer. In Grootfontein maak 320 parabats gereed vir die grootste valskermoperasie in die geskiedenis van die SAW. Kolonel Jan Bruitenberg was in bevel van die valskermbataljon. Want die idee was om die teiken sag te bom en die mense te skok, dit was die SWAPO te skok, sodat jy kan tyd hê om met die valskerm te kan neerdaal. En hulle nie hulle het skiet nie, want ons hang in die lug. En ons het reg rondom die basis gespring. I got up that morning as I'm a nurse. I went to the clinic. And there were two of us there. And we just had a zoom, like a heavy noise. And the next thing, that thundering noise of you don't know whether it's rain or what, but that is basically what happened. And when I turn around, I realized the roof of our clinic was gone. Dit was 'n lugaanval. En dit was 'n verwoestende aanval. Jy moet weet dit was die vliegtuie wat gebruik was vegterbommers, nê. Met ander woorde, hy het 'n dubbel doel, is 'n tweeledige tipe vliegtuig. Hy kan rockets, vuurpyle skiet, vuur en bomme afgooi en hy's toegerus met swaar masjiengewere, nê. Was 1 minuut oor 8 gewees. Dus Suid-Afrika tyd. Ander woorde Zulu tyd. Die Afghans moes 'n kwartier voor die tyd ons hulle begin bom. Presies, kwartier voor die tyd. Dan gevolg deur die Buccaneers wat 5 minute daarna en dan die Mirages wat weer 5 minute na hulle ingekom het en dan gevolglik is dit situasie was so gewees so nou uitgewerk is dat ek nie in die deur staan om te spring.
Toe sien ek die laaste Maras optrek uit sy laaste vuurpylaanval. I ran out of the clinic because then I noticed it must have been an attack. And of course I heard screaming of people screaming. You could see smoke coming from the side and planes were coming and going. And so I started to run myself. And then I saw people, some of them were wounded, but they were also running. De meeste van die aanvalskompanies, 2000 aanvalskompanies aan de verkeerde kant in die rivier gelaten. Toen moest nog eerst die rivier komen voordat ik me opstel voor een aanval. Brigadier M.J. Du Plessis was oorhoofse bevelvoerder van al die valskermsoldaten. Ek het binne in die rivier geval. Nou moet jy weet, jy het kos vir 3 dae, jy het jou ammunisie vir 3 dae, jy het jou noodvalskerm, jy het jou valskerm, jy het jou staalhelm, jou geweer, springsteels, dis 'n redelike groot gewig. En die bal was ongeveer 5 tree van my af gewees. Maar ek kon nie by die bal kom nie. En ek kon net, as ek op my tone staan, net my kop bo in die water uithou. En daar het riete gewees. En ek het aan die riete gevat, maar dit is vrot, maar ongelooflike te mens dink, wat is, jy het al gehoor van die gryp strooie halm. Jy vat aan daai vrot riete en net die feit, jy kan nie as jy hom vat breek hy, maar die feit dat jy aan hom kan hou vas, geef jy 'n soort van 'n sekere mate van, jy het iets wat jy aan vashou. Ons moes toe die lugafweerstelling aanval. By die voertuigpark het ons op 'n paar burgerlikes afgekom, vrouens en kinders gewees. Hulle het vir ons gewys dat ons gesien het, okay, gaan so om, het ons gewys waar die loopgraafstelsel begin. En ek het 'n fout gemaak, ek gaan stel toe aan die westerkant van die loopgraafstelsel maak, ek gaan stel ek op. En met die wat ek toe aan die verkeerde kant opgestel het hulle vir ons onder geweldige vuur geplaas. Dit is ongelooflik. En so het ek gestaan, seker vir, maar, my het soos 'n ewigheid gevoel, maar seker vir 2-3 minute, het my kop ook in die water gehou het. Toe hardloop daar 2 troepe verby, en ek skree vir hulle. En toe kom hulle by toe, en een van die troepe het sy R1 geweer. Een ook het hom vastgehou, en die ander het sy R1 geweer van my uitgesteek, en hy het al sy bajonet gevat, en toe trek hom uit die water uit. Dit was die naaste wat ek in my lewe aan dood gewees het. En ek het amper nog baie nagmerries gehad oor daardie spesifieke ding, want net voor my het ek ook hier van niemand gespring. Maar is dood weer gekry. The place where I hid when the bombs were dropped, I sort of maybe I inhaled some chemicals which make me a bit sleepy. And this soldier, this man with military uniform and a pistol, he come to me and shake me and say I must drink my urine, you know, say drink, put it like that. Then I wake up and he woke me. He was still carrying the child, but he was also wounded. Then when we got to the river, he just hand over this child to me and say walk on. But there were a lot of people. There were a lot of people also running, and I also didn't know how to swim. But somehow, I think in the combination of fear and confusion and fright, I managed to swim the river on the other side and walk on with this child. Aan die einde van daardie dag was daar niks oor van Kasinga nie. Die aanval was deel van 'n groter operasie, Operasie Reindeer. Verskeie kleiner basisse nader aan die grens is ook oor 'n tydperk van 'n week aangeval en vernietig. Fapla en Kibaanse magte wat na die eerste aanvalle by Kasinga kom help het, is sterk teruggedryf. Die SAW het tydens Reindeer sleutelinligting bekom en SWAPO se operasionele kapasiteit 'n gevoelige slag toegedien. Ons het baie goeie inligtingbronne gehad en ons het onder andere ook radio-onderskeppings gehad. Ons kon SWAPO se nette onderskep en ons was reg. Want mense van Kasinga sê wat hulle wil, ek was daar. Ek was self daar en ek het myself vergewis wat die situasie in Kasinga was. Maar 'n internasionale storm het losgebars oor die geweldige aantal dooies by Kasinga. Volgens SWAPO is meer as 600 burgerlikes daar dood. 260 van hulle kinders jonger as 10. Volgens die SAW
is 1000 opgeleide SWAPO-vegters in die hele operasie dood. The only thing I think where one can debate is not whether that was a refugee camp or not, because there are 2 reports of the United Nations that really leave no doubt. What one can debate is whether the South Africans knew it was a refugee camp and was just a massacre, or they thought in good faith that it was a military camp. And even then the question is, well, why so many died? Kasinga is tot vandag toe 2 bykans onverzoenbare verhale. Vir die oorlewendes aan beide kante ewe pynlik en ewe moeilik om te hanteer. I went to this mass grave 3 days or 2 days after the massacre, and then this I don't need to recall of any, whether it's a poem. I have the realities which I have seen. Yes. I myself, I used to cry. I used to cry until perhaps I think the only thing which can come out of my eyes is blood, because all my tears could fill a whole river. I used to pray even, I prayed to God. There was a time even I said, to hell with this God, because he's not helping my situation. And, you know, there is that moment where you just feel, well, even God has abandoned us. I have a son, whoever I have named after a best friend of mine, died in Kasinga. And he had written me a letter, a piece of letter, 2 days before he died. When I was at the front, he wrote to me, somebody was coming in a car, and he wrote to me that small piece of paper. I keep it. Tommy Lamprecht dra ook vandag nog 'n memento van Kasinga by hom. Bladsye uit 'n dagboek. Sy beste vriend se seun het saam met hom by Kasinga geveg en daar gesterf. Dit is wat die jong soldaat 3 dae voor die tyd geskryf het. I say life is so short and yet so long. I have never made my mark in time, and I wonder whether I ever will. I doubt that of is relevant. I am afraid of these days ahead, because I may or may not experience the hell of war. If I am spared, I will go through hell. En dit is wat vir my so wonderlik maak van ons soldate, van spesifiek Kokkie uitsonder hier. Kokkie het ingegaan. Hy was bang. En Kokkie het opgestaan, Kokkie het gedoen. Kokkie het sy vrees oorwin. En dit is mense soos die, wat 'n mens dan omdraai en jy bitter woedend word. As mense sou omdraai en sê, dit was verniet. Dit was 'n vermorsing van tyd. Ek dink dit is 'n belediging. Ek dink dit is die grootste belediging. Dit het nooit vir hulle gegaan oor politiek nie. Dit het vir hulle gegaan oor, ons is hier om 'n taak te doen. Ons is hier, hoe polities korrek of nie, ons is hier om 'n job te doen. En ons is professioneel en ons gaan hierdie job reg doen. Dis waaroor dit gegaan het. En as die mense daar buite nie respek daarvoor het, te moer met hulle. Die laaste skote van Kasinga sou eers in Augustus dieselfde jaar gevier word. SWAPO doen 'n wraakaanval op Katima Mulilo. As 'n blits intrusion gewees, maar geen besettings aksie nie. SWAPO het 'n prong gemaak, soos hulle sê. Zap, nee, in. Blits, uit, nee. Ek was daar. Maar dit was ook tragies geweest. Want ons het 10 mense daar verloor. Dit is altyd iets wat hartsomklemming veroorsaak, as sulke dinge gebeur. En dit was treurig geweest. Intussen het politieke prosesse in Suidwes Namibië hulle loop geneem. Die verkiesing van Desember 78 was voor die deur.
Dirk Mudge en sy veelrassige koalisie, die DTA, het dinge voorgestaan wat vir die wit kiesers radikaal was. Dit was dan ook nie maklik vir mense om te hoor, hy moet sy burgerskap prysgee nie. Hy moet sy volkslied, die vlag, die burgerskap, en dit is wat ek vir mense gevra het om te doen. SWAPO het nie aan die verkiesing deelgeneem nie, maar eerder die gewapende stryd voortgesit. Dit was ook baie kort kennisgewing en hulle wou daarom ook hulle politieke huiswerk doen. Onthou mense soos meneer Nojoma, alles hy nou nie 'n groot akademikus of 'n geleerde man nie, onthou hy het 'n verskriklike aanvoeling. Resolusie 435 was die daar met al sy waarborge vir SWAPO nie, daar was die VN troepe nie, daar was die VN burgerlikes of jy weet moniteerders nie en alles, en daar was geen waarborge, daar was geen VN verteenwoordiger nie. Dit sou toe nou eers later kom, 10 jaar later. Die DTA het die verkiesing gewen met meer as 80% steun. En toe het meneer Matjela 'n bietjie druk op ons gesit en die regering gesê ons moet nou hierdie resolusie 435 van vergeet. Hulle het gewen, hulle gaan voort. Intense diplomatie het die onderhandelinge gered, maar die binnelandse regering van Namibië is nooit na die tafel genooi nie. Maar dit het 10 jaar gevat om uiteindelik by uitvoering van resolusie 435 te kom, en in daardie 10 jaar was 'n ongelukkige kenmerk deur stryd, deur botsings, deur oorloë en verwoesting. Fight and talk. That's a classic principle going back to the Chinese strategist Sun Tzu. That's the way affairs of state often are conducted, fighting and talking. Sometimes the soldiers seem to have the initiative and to be controlling the action. And other times the diplomats were perhaps more in the initiative and having the lead. You had to have a long view. These kinds of processes often take years, if not decades. This one took quite a while. It started in 78. We took over the reins in early 81, and the job was completed in December of 88. Volgende week in Grensoorlog. Ek dink ons moet in 9 die aand het hy gebel. Sê maar ons gaan nou uit en ons wil net sê ons is op patrollie. En nou ja, ons kan maar net sê laat dit goed gaan my kind. Nou dit is in die veld wat jy so in 'n sirkel slaap, 2 by mekaar. Daar het manne aangeloop gekom wat hard gepraat het in swart taal en Gerard het toe hulle by hom kom want hy het langs die paadjie gelê. Toe sê hy vir hulle: "Hey, wat maak julle daar?"